Die weer is vir my so snaaks. Almal op van lofprysing. Rotspring. En dit is my so ironies. Wat God gesê het in die profeet. Die storm was in. En die stilte na die storm. As dit tyd om rond te spring. En dit is tyd om stil te raak voor God, want God is nie 'n God van maak. Die Here God het ook dit is 'n God van orde. En dan is die kerk weer as 'n orde handhaaf, dat iedereen God se kosbare. So dat my Vader leer ken, en soos dat ek doodgaan. Die woord van die Here sê, Jesus Christus is gister vandag en môre dieselfde tot in ewig. Hy verwag van ons, die vaste ons eerste liefde, om ons op leer ken. En dan het vaste op te hou, en gryp die elke gras en op die van die Here. En die weg lei op God se genade af. Kyk 'n video. Die ou vaar uit, die van hierdie gospelsakkers. Weet jy nou nie waarom? Hoe kan 'n gospelsakker Vrydag, Saterdag, wêreldse goed sing, country sing. Maar Sondag wil hulle optree daar in die kerk. Dan wil hulle die dierbare kindertjies van die Here se geld hê. Dit gaan oor geld. As jy die Here Jesus Christus die Vader ontdek het, is daar by jou geen omkeer nie. Dan staan jy vas by hoe jy hom leer ken het. Dan hou jy vas in die eerste liefde en laat jou nie losgelaat deur elke golfie van die Here nie. Maar ja, hoe kan die mense so kort van verloor wees? Die woord van die Here sê, toets elke gees. Toets elke gees. Hoe toets jy my? Jy toets my God se woord. En ek sê dit nie. Nie wat hy sê nie, en nie wat sy sê nie, jy toets my hierin. Ek toets jou hierin. Niks meer, niks gelijk. Gaan nou die 5 minuten so verstroom, maar die kerk van die Here Jesus Christus het verdwaal geraak persoon. Die kerk het verdwaal geraak persoon. Want om mense in die kerk te kry, sit ons die mooiste ligte daarvoor. Ons kry die professionele spelers, musiekspelers, sangers. Dan hang hulle longe uit en hulle kort rokkies aan. Die manne wat daar sit, vergeet van God en hulle kyk nie hy vir mense. Op die platform. Kom aan, ek praat met die kans. En die pastore, die geroepe manne van God, die sogenaamde gesalfde, geesvervulde manne van God, laat dit toe, terwyl hulle die woord van God ken. Het hulle al mooi geteken aan die gates, rondom die hele aardbol, as jy aardbol kan noem, ek glo die aardbol, dat is volgens die Bybel. Ek glo volgens die Bybel. Los dit. En jy sit aan die gates, hier en daar waar hy lewe, mense wat die angstig van die Here soek, wat worship in die strate, maar in die algemeen, is dit hierdie gekleurde goede, kom hulle na geld, hierdie manne en die vrouws, manne en vrou, wat onder hy ouens, ja? Dit is wat ander naam. Ja? Ja, hulle tot nou in Amerika,
teer ingegaan op die teerpad. Hulle dank God. Hulle dank die lewende God. En hoor my vandag, hierdie lewende God wat hulle besig ontstaan, sal dit nie toelaat nie, want hy is so 'n ryke God. Hy is 'n almagtige, kragtige God. Amen. Wat nie met ons sal laat speel, wat nie met ons sal laat spot nie, en wat nog minder met sy kinders sal laat speel. Ek van môre die skrif gekry, raak my gesalf, dis nie aan nie. Kyk na die stad. Hulle skiet hulle dood. En ons nog eers by die regte Jesus nie. Maar hulle sterf daarvoor. Ons wat die waarheid ken, wat veronderstel is om die waarheid te ken, wat veronderstel is om die waarheid uit te lewe, wat veronderstel is om die waarheid weer te gee, en hulle rondom ons, om daardie gees van die soetrus van Satan weer te gee. Doen dit nie. Want ons is bang. Wat gaan hy vir my doen, as ek sê ek is lief met Jesus in die straat? Hulle gaan my met 'n mes snyp, as ek Jesus belei in die straat. Laat hulle doen. Laat hulle doen. Dit is belangrik om te kyk na die lewe hierna. As om te kyk na die heilige lewe ons omstandighede. Jesus sê, Johannes, ek gaan nog in 'n plek voor te berei. Sodat ek sal kom met 'n bring en dit wat daar ek is. Hy sê, hy sê, Vader, sal baie wonings, as dit nie so was as wat ek julle gesê, ons het nie bekommerd wees oor jou aardse woning nie, jy gaan vir hom los. Hierso. Ons het 'n woning in die hemel. Hoor jy my sê? Ons het 'n woning in die hemel. Want weet jy wat, elkeen van ons vandag hier sal sit, gaan dit ek wat ons maak ontmoet, van my kleinste, oor die oudste toppies, ons toppies. Skies my dan. Een of ander gaan ons voor God staan. En die boeke gaan geopen word. En ons gaan geoordeel word, wat daar gaan staan. Achteraf nie, as dit die waarheid ons ontbloot voor die anders van die lewende God. En jy sal geoordeel word, en ek sal geoordeel word, wat in die boeke staan, wat jy skryf. Maar pastoor, ek wil jy ons skryf op die boodskap van die dit tekstversies. Ek het nie sy groep nie. God sy geef op sy dag nie. Ek het net sy groep nie. My boodskap van vanmôre, my tema van vanmôre, ek is my boodskap. Ek wou nie wat ek mag gaan maak. My tema van vanmôre is, waar is jou lig? Anders kyk nog op wat ek mee begin het. Waar is jou lig? Hoor mooi, Matteus 5 vers 14. Julle is die lig van die wêreld. Kan jy hoor ons ook? Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit onder 'n maandemmer nie, maar op 'n stander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werk kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Amen. Waar staan nie vanmôre as ek mag vra, meneer mevrou, waar staan nie in opsigte van hierdie skrif, wat ek gelees het skrif vanmôre? Kyk net wat staan. Waar staan nie vanmôre? Hoe lyk jou lig? Ons is soms so besig met die sekulêre wêreld, met ons werk, met ons huise, met die wereld in die lewe bly, met die probeer oorleef, dat ons vergeet, daar ergens 'n brandende lig. Jy gaan nou verstaan, hierdie ligte kan brand, wat is dit? Ek gaan nie keer oor kyk.
Ons is so besig geraak met die dinge van die wêreld dat ons lig wat veronderstel is om helder te skyn. Dis wat ons afvloei. Ons kom nie agter ons lig verdoof nie. Nou praat ons, lig van baie lig van ons is. Spreuke 13 vers 9 sê, die lig van die regverdige brand vrolik, maar die lamp van die goddelose gaan dood. Hoe helder is jou lamp vanmôre? Waar is jou geestelike stand? Hoe lyk jou lig? Gaan ons nie agter. Van hierdie tyd was 5 verstandig. 5 was nie. En middernacht kom die bruidegom en dis net daar kom die bruidegom. En toe hulle lampie verkosteek, kom agter hulle met olie en hulle lamp. Jy sien? Olie is die Heilige Gees. Toe sê die ander 5 vir die ander, wat gaan bid en gaan waak, wat die aangesig van die Here gesoek en dag en nacht. Gee ons 'n bietjie van julle olie, sê hulle, nee, ons kan maar net kort. Ons lampies moet aan die brand bly. Maar die mens vandag, die moderne mens vandag, is nie bekommerd om lyk sy lampie nie, is nie bekommerd om dat olie in die lampie is nie, is nie bekommerd om dat gevolg is in die Gees van God nie, is nie bekommerd om ons nog by regte pad nie. Solank jy die kerk is by voorstekens in die kerk, is het reg. Solank jy op pastoortjie by die kerk sien, is het reg. Jou pastoortjie is niks. Hy sê ja. Jou pastoortjie gaan jou nie die hemel kry. Hy kan vir jou raad gee. Hy kan vir jou op die pad aanwys, maar hy is nie die dag nie. Hy kan ook nie jou dag helder wat brand nie. Dit is jou verhouding met God, die lewende God, die God van lewe en dood. Dit is jou verhouding met die lewende God. Dit is jou soeke na regverdigheid aan die Here, die Here Jesus Christus, wat jou lig op die brand hou. Wat jou lig helder hou. Jou lig het nou brand om dood te gaan. Want jy sien ons is so selfgeregverdig. Ek is mos heiliger as ek. Ek is mos sonder as hy persoon. Ek is mos sonder as Job. Ek is mos selfgeregverdig. Kom hierdie stam pastore, dan sê ek het iemand gered, ek het nie skuld, is die grootste leed in die wêreld. Dit is nie waar nie. Die woord van God sê vir my, as jy regverdig is sondig, sal ons onder die regverdigheid nie meer gedink word nie. Hy sê, maar as jy sondig op die kering word, dan sy sonde nie meer gedink word. Nie so jou. Die Here ook in die voor julle staan, en die kind met die draad van die pastoortjie. Elke maand. Sommer in die dag, as ek achterkom, maar ek nie sy ding wat nie reg was nie, dan belei ek. Want ek is so roos, ek is so ek dink dit is die kinders, en die was sluit naast. En ek bly achter. Hoor my vanmôre, jy wil nie achterbly. Jy gaan langtraan huil, en ek gaan langtraan huil, as ons gaan achterbly, na die was sy plaas. Terloops, nou weer volgende week, ek red was in die 24ste, ja, maar nacht was nog nie. As die so nie. Hy sê, hy sal kom so diep in die nacht. Hy sal nie meer belangrijk maak. Hy sal kom so diep in die nacht, en jy die inste verlaag. Nie daar heen. Dis moeilijk. Net as dit moeilijk by God nie. Dis moeilijk. Dit kan nie kinderloos wees. Dit kan nie kinderloos wees. Hoe kind? Jy moet sorg aan jou leven recht, jy moet sorg aan jou licht so brand. Dat jy weet, dat wanneer die Messiah jou was, gaan jy saam.
geestelike oormoedig selfverheffing. Of soek ons Heer. Ons wil so graag hê, mense moet sê, hallo pastoor daar in die Spar. Die val so ver, en dis die is wat betref in die lewe. Wat het Jesus gedoen? Sê God vir my. Hy het 'n voorspoed aangetrek. Die seun van die lewende God, wat koninklike bloed in sy hare gehad het. Wat op die water geloop het, wat 'n water aanraak en 'n dooie word lewendig. Hy het 'n voorspoed aangetrek, en hy het water gevat, en hy sy disippels se voete gewas. Hy het 'n dienaar geword. Hy, die seun van die lewende God, hy het 'n dienaar geword. Maar ons wil die dienaars wees nie. Ons wil daardie mooi blindhuise, groot huise, min karre ry, en die lidmate moet daarvoor betaal. Ek lees 'n mooi ding met 'n swart man skryf. Hy sê, wanneer jy iets nodig het, by die pastoor dan sê, punt broer, punt net. En wanneer die pastoor iets nodig het, dan sê die kerkraad, julle is verplig geld sê die pastoor, dit nodig, die pastoor dit nodig. Wat het geword van God? Wat het geword van Vader wat in die hemel is? Wat het geword om vergenoeg te wees met dit? Wat het geword hier in die tweede reisstap? Of tweede stap tegen my soek neem? En ek gaan my daar sê, en ek ken die skrifte nie pastoor. Besef die leierskap nie in ons land. Besef hulle nie dat ons straf gaan swaarder wees dan ons gestel het. Ja, sê op my broer. Efesiërs 5:8 sê, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Dit is dan van ek spraak oor die lig. God wil ontoeganklike lig ek môre luister by te sien. Jy is nie meer in die wêreld nie. As jy Jesus aangeneem het met doop met die Heilige Gees, is jy nie meer in die wêreld nie. Jy is nog in die wêreld, maar jy is deel van hierdie wêreld. Ons moet nie deur hierdie wêreld deuragtig raak nie. Ons is anderster. Ons is nie die kinders wat en op 'n saal te sit en die hemel wat hemel vir ons sit nie. Wie gaan die lig sien? As ons nie die lig wat binne ons laat skyn nie, wie gaan weet ons is kinders van God? As ons nie getuig nie, wie gaan weet van God se grootheid, van sy liefde, sy guns en genade? Wie gaan weet van die verlossingsplan, die reddingsplan van God, as ons nie getuig aan ons wat gevul is met die Gees nie? Ons twee geeste, ons opnou. En ja, nee, as jy so vriend, as jy nie onderskei van Gees nie, dan sit jy in 'n kerk en sal sê, wow, hier is die Gees van die Here, en intussen is hy die engel van die huis. En jy wil sê, want die Satan doen homself voor as die engel van die lig. Kerk van die Here, praat vanmôre die liggaam, moet wakker word. Die kerk moet wakker word. Die kerk moet besef, want ons is in die laaste tye, mense. Of Jesus nou kom, en dan van die volgende keer kom, die 22ste, en dan van die 10 jaar kom, en dan van die 1000 jaar kom, hoe kees? Ons gaan vir ons staan, dis ook wel. Ons gaan verseker vir ons staan, elkeen van ons. Want nie een van ons leer van altyd. Die binnen, die geest in die sien leer van altyd, maar die vlees leer nie van altyd. En sê ek sang, dan sal my naam in die kast doen. Als ek het in deze skriftes. Lukas 11. Vanaf vers 33.
kerk hoor. En niemand steek 'n lamp op, en ek het net gesê, niemand steek 'n lamp op en sit dit in 'n verborgde plek of onder 'n mat en die maar op die staander sodat niemand binnekom die lig kan sien. Jesus het nie goed sommer net gesê nie. Dis deel van Matteus 8 vers 19. Dis is deel van disipelskap, dis deel van apostelskap. En dan moet Jesus aan jou reik. So naby ons hart van die Here. Dan moet hom aan jou reik. Die so groot sal staan. Dit laat my nie kan gee. Die Here is goed van my. Die lamp van die liggaam is die oop. Luister nou mooi. Sterker sê die Herman, die skrif. Hy sê, die lamp van die liggaam is die oog. En as die oog reg is jy die hele liggaam verlig. Maar as dit verkeerd is jou liggaam ook donker. Wat sê vriend? Daar is net twee. As jou lig skyn, helder bly. As jy daar, dan is jou lig doodgegaan. Dan is jy donker. Dan is jy nie meer by jy wees nie. Dan is jy nie meer wat God jou wil hê nie. Dan is jy nie meer wat God jou kan gebruik nie. Maar ons wil graag gebruik word en dan kom hierdie geestelike gedagtes. Ek wil ook nie met nou positief van praat. Kom dit werk. Dan wil ons met die vlees mense na God toe lei. Dan wil ons met die vlees mense na die kruis bring en help om bekering. Maar jy help hom in die Christus. Want as jy die gees van God het nie, wat is gees het jy? So die gees van God, die gees van God. En as die gees van God nie meer in jou is, dis gevolg van sonde. As hy teruggetree, wie tree? Gees van die wêreld. Ja, is dit so? Ja. En as jy dan duisternis sê, dat jy maar dooddag gaan in. En jy wil mense, en ek wil dan hierdie werk wat sonde dien. Met wat is gees van die wêreld? Dan neem jy aan, en dan drie man afval hy. Gaan jy kyk. Nee, maar dis kyk. Jou neer, jy wat onderstel was om in die wil van God te wees, jy wat onderstel was om onder die leiding van God se gees en die salwing van God se gees, daai man tot bekering te help bring. Verkeerde gees te bring, omdat jou Here nie is. Ons wil graag mense die hand oplê. Ons wil graag vir mense bid. Maar ons lewe soos die wêreld. Ons lyk soos die wêreld. Ons praat soos die wêreld. Ons doen soos die wêreld. Maar ons wil vir mense bid. Ja, dis waar. Hy sê, dis waar. Ons wil vir mense bid. Dan moet vir jou gebid word, my goeie mense sê. Dan moet vir jou gebid word. Ek sien dat mense, van mense, manne wat so dalig het, van iemand lag, wat een dood eenvoudige, kinderlijke gebedje sê. Dan was ek hierdie praat. En die kinderlijke gebedje, en duisend kracht, duisend kracht, as die gebed beskyn, dan gebed en beskyn, dan gebed. Sê die gebed van elkaar met groot kracht. Nee, ek gebruik net die hierdie gebed gebruik ons net die miskien deel van dit. Hy sê, pas dan op dat jou lig en jou nie duisternis is nie. As jou lig dan verlig is enige deel, as jou hele lig dan verlig is, en die enige deel het wat donker is, sal dit heeltemal verlig wees. Net soos wanneer die lamp met sy skyn sal verlig. Jy sien wanneer hierdie lig is vol, maar jy nie sien. Dan raak die stem van die Heilige Gees. En begin jy soek in
hom soek. Dan soek jy verkeerde plekke. Vertel jy wat ons op die nie moet opdek. Ek wil vanmorgen vir jou sê, as jy in die gemeente is, en jy lewe in woord as hy pastoor, jy kan wees woord as hy soek veel plek. Soek veel plek wat jy kan geleer word. Maar moet nie in die gemeente bly sit nie. Jy het verskarings. Want terwyl hy arme pastoortjie sy asem uitsteek, sit jy en dan ek kan het beter gedoen. Sy wil plek, hy wil plek, hy pastor wil plek, Godse woord is Godse woord. En jy sal luister met respect na Godse woord, ongeacht wie dit is. Kom maar. Die weerkom, hè. Jy sien, die werking van die duisternis ken ons, na ywer, haat, jaloesie, sonder goddelike liefde. Jy sien, dan raak die dinge van die wêreld tot belangrike dinge van God. Dan begin die verskoning, pastoor, ek het verslaan. Pastoor, ek was siek. Nou nie jy nie. Pastoor, ek het van visvat, nie jy nie. Die jylle het my gesê, jylle van nie. Ek het my gesê, van nie. Maar ons weet die slokste verskonings aan, want ons dink wêreld, ons dink vlees, mense, as Jesus sê, daar waar ek is, daar sal my nek wees. Kom aan, man. Amen. Amen. Daar waar ek is, daar sal my nek wees. Ek sê nie, Jesus is nog die vader. Ek sê nie, Jesus kan jou vat op 'n Sondag, en vir iemand daar by die water gaan bedien, want daar sê daar sê jy net in die woord van God te hoor, ek sê nie, dit is nie moeilik nie, dit is nie, dit kan nie, mens jy recht waar. Wanneer die dinge van die wêreld, jy belangrijk raak met die dinge van die koninkryk van God, dan begin jy veragter in die genade. Dan loop jy gevaar om jy eerste moet te reg in het Jesus Christus te verloor. Soos wat sy naam kan jy en al, weet ek, wat sy naam weer? Ek moet so doen. Die ouwe lieve is terugkom in die veld af, Jakob, Esau. Soos Josef, as die eerste moet te reg verkoop, lees op die koop. Ek sien dit so, en sy eerste gebore reg te ontvangen, deur Jesus Christus, wat Adam verloor het, Christus kom terug. En hy verruil die mense in 3 dae van die dinge van die wêreld. Ja, die wêreld, die dinge van God kan ons nie sien. Daarom moet jy geloof, en die dinge van die wêreld kan ons sien. Daarom moet jy dinge van die wêreld so aanlokkelijk van allemaal, want jy kan dit sien. Maar ek was stout is ons. Jy kan ons hierdie mooi sien. Weet jy dat? Dan sê Jesus, as jy na 'n vrou kyk om wat te begeer, die klein hart, ek weet verleer. Ons dwaal, ons ken die skrifte nie. As ek vir iemand sê, as ek vandag van Gerse kan sê, ja, jy is mooi, as ek het voor ons sien. Ek gaan nie wacht dat hy in die werk is, of hy, ek gaan ons daar by die biester, maar ek kom is nie, ja, jy is mooi nie. Ek sê het voor om, dat jy weet, wat ek gesê, ons ek ons oprecht. Want ek ons nie agent is, maar praat ek ons die waarheid. Is ek recht? Maar het gebeur nie so. As jy die geest van die wêreld het, dan gebeur dit nie so. Jy sien, dan kom die hoedgeest, dan kom die welsgeest, dan kom die verslaving. Moenie dat die dinge van die wêreld belangriker raak as die koninkryk van God nie. Moenie. Wie is die lig? Wie kan my sê, wie is die lig? God. Ek kom as ek beskryf, Johannes 5, vers 8 tot 18. Lees ek maar as jy wil. As jy is die lig. As jy
aanneem, dan raak jy deel van die lig. Anders is jy deel van die koninkryk nie. En as hierdie lig waarvan ek praat, hierdie volk, hierdie lig, God is lig, net, hy is gees. En so wees nog gees baie van bid. Dis hierdie lig, wat allemaal wees president, ek sê, gees, wanneer jy kom woon, dis hierdie lig, wat skyn. Dis hierdie lig, ek van oor die volgende van praat. Anders sal my van die laatste en oor die hele beetje moeilijk. Maar dit is my afgegaan. Hoor nou mooi, Johannes 1, 5 tot 7. En dit is die verkondiging wat ons van julle gehoor het, en aan julle verkondig. God is lig, en geen duisternis in hom. Wat is dit? Praat net uit die Bybel. As ons dan sê ons gemeenskap het, en die duisternis wandel, dan lieg ons, en dit nie die waarheid nie. Ons oproep om onsself te bedrieg. Ons oproep ons weet nie broers en susters probeer te bedrieg. Ek kan vir julle lief. Ek kan vir julle besig op, maar ek kan nie vir God lief. Jy kan nie vir God te besig op, dat God sien hoe soos jy is. Hy sien jou swakhede. Hy sien jou sterkpunte. Hy sien jou liefde. Hy sien jou hart. Maar as ons in die lig wandel, hoor nou mooi, soos hy in die lig is, dan ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, hy sê reinig ons van alle sonde. Johannes 1 sê, die waarachtige lig, hoor nou mooi, want elke mens van hulle, God is lig, God verlig ons, deur die Heilige Gees. Ons word uitgelig, dit diep maar die klein. Ons word deel van God se koninkryk, deel van die lig. Want God is lig, God is heilig, God is Gees. Johannes 1 is wat die belangrikste skrif wat sê, die waarachtige lig van elke mens verlig. Dit is uitgeword vanmorgen, lyk het vir my, van my alles. Dit is uitgeword vanmorgen, dat die kerk van ons Here Jesus Christus, uit die kerk het, ons hoor, dit is van my. Dit is uitgeword, dat die waarheid is van God ontstaan. Die wat die Here wat in die gees van waarheid, die wat die nikke grip van God verleen, die kwaad ons die antwoord in die Yes, 6, ons 4:6. Dit is wat ons 4. Maar ons spaak van elkaar, my broer. As jy net nie van my groep nie, as ek sê dat hy stil, hy kan nie die groep, hy sê ook al nonsens. Jy moet op bekering kom, ek moet op bekering kom. En as jy waarheid van God is, en hy voel toe en sê die Here sê, nie sê dat op die ander wand, as die wat halve hoed, dat het wat sal kom, sê wat jy broer, jy moet sê wat jy alles neem. Die vir my sê, dit ek het 60 nodig van my. En ek begin jy besteed maak as ek kan. En nu ek diep snij door uit hoofd, en diep besteed as ek kan. Dit is Satan sy reg. Want Satan wil jou seer maak. Satan wil jou negatief maak. Satan wil jou wegvat van God af. Hy wil jou geloof breek. Hy wil jou afbreek na niks toe nie. Want as jy jou afbreek na niks toe nie, dan kan jy laat het die Here sê, kijk. En waar is het op Pieter en Woordstaat. Maar die staat in my soos jou Job, is daar Job. Job het dan ook teruggekry, sê wat word. Maar ene, daar wacht vir ons 'n 7de dag van rus. Daar wacht vir ons 'n hemelland, 'n straat van goud. Daar wacht vir ons 'n hemelse Vader wat die